soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome. So smag ek na U, o God. Ek dors na God, die lewende God.
Net voordat ons stil word in gebed, wil ek vir die kinders vra, die wat vanoggend hier is, om asseblief aan te sluit by die kinderkerk. Julle kan dit doen soos ons dan bid, direk na ons gebed, vriende, terwyl ons dan bly sit. Ons sing ook hierdie onaangekondig, sing ons, U woord is 'n lamp vir my voet. Ons sing dit ter voorbereiding vir ons erediens. Kom ons bid saam. Grote God, almagtige Vader, ons is so dankbaar, so bly, dat ons vandag weer by mekaar kan wees. Dat ons vriende, ons mededingenders, ons broers en susters in die geloof, weer kan sien. Maar nog belangriker, grote God, ons is dankbaar, want ons kan vandag saam wees om U te loof en te prys. Ja, ons is vandag saam om dankie te sê. Dankie vir al die goeie gawes, al die geskenke uit U hand, die liefde en die vergifnis, ons elke dag so moet ontvang. Here, te midde van moeilike tye, te midde van siekte, hartseer en verlange, weet ons, U is met ons. Kan ons bely dat U ons moet bewaar. Kan ons sê aan die ganse wêreld, U is ons God, ons Vader, en ons is U kinders. Vandag kan ons dit sê en bely, want ons het Jesus Christus ontvang. En vandag reeds loop ons saam met hom die pad van lyding na die kruis. Gedurende hierdie lydingstyd besef ons dat U vir ons alles gegee het, selfs die enigste seun, terwille van ons redding en verlossing. Die Gees wat in ons harte is, bevestig dit. Die Gees wat in ons harte is, fluister elke dag weer opnuut die waarhede. Ook daar waar die twyfel en die ongeloof die grootste is. Daarom vra ons ook vandag, Here, deur U Gees, maak ons harte stil. Mag ons U woord weer opnuut hoor. Mag dit ons inspireer en lei. Here, gaan saam ons deur hierdie diens, ons bid ook, Here, dat U met ons sal wees in hierdie week wat kom. Dat U sal wees met die wat hartseer is, die wat siek is, die wat alleen is. Ons bid, Here, dat U met ons dorp sal wees, ons gemeenskap en ons land. Mag U uitkoms bring. Dit het ons, dit vra ons alles, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Gemeente, vriende, broers en susters. In laasweek se prediking het ons gekyk na die verhaal van Josef. Ons preekreeks oor die mees
En wanneer ons na Josef kyk, sien ons hoe hierdie persoon se geloof dinamies gegroei het. Dis 'n persoon wat ongelooflik swaar gekry het aanvanklik, maar ook later weer goedheid en seën beleef het. En in die proses het sy geloof gegroei van iemand wat feitelik glad nie glo nie, maar iemand wat geheel en al in die geloof oorbol. Hy beweeg van iemand wat ver van die Here leef, na iemand wat 'n noue band met die Here het. Ons sien miskien hierdie geloof van Josef die duidelikste in sy belydenis, in die woorde wat hy deel met sy broers, wanneer hy uiteindelik met hulle weer praat. Onthou, dit is die einste broers wat vir Josef as slaaf wat verkoop het. Dis die einste broers wat veroorsaak het dat Josef met tronk vir 30 jaar beland het in Egipte. Hoor net die kragtige woorde wat hy aan sy familie sê. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring, maar julle moet nie sleg voel of bang wees nie, omdat julle my verkoop het nie, want God het my vooruitgestuur om lewens te red. Dis nou hoofstuk 45 van Genesis. En dan in Genesis 50 lees ons weer hierdie woorde: julle wil my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Ons sien dit duidelik in die waarde, die omvang van Josef se geloof, hoe hy oorborrel van passie vir die Here. Ongelukkig vriende, is die teenoorgestelde ook waar. En elkeen van ons besef dit. Net soos sommige van ons bly is in die geloof, oorborrel van die geloof, is van ons mense wat vandag hier is, besig in 'n worstelstryd, besig om te twyfel. Van ons mense wat vanoggend hier sit, is selfs besig in 'n stryd met die Here, wat gewikkeld is in ongeloof. Die teenoorgestelde is waar. Net soos jy 'n hoogtepunt in jou geloof kan bereik, so kan jy ook 'n laagtepunt in jou geloof bereik. Maar as duidelike tekens, duidelike simptome wanneer dit met jou gebeur. Ewe skielik is dit nie meer so maklik om te bid tot die Here nie. Ewe skielik wil jy nie meer kerk toe kom. Wanneer jy in die kerk is my gebruik of tradisies vir jou. En wanneer jy weer in die wêreld is jy geneig om 'n blinde oog te gooi vir die mense wat op jou pad gaan. Bevind jy jouself in hierdie laagtepunt vandag? Is jy besig om te twyfel? Is jou geloof besig om uit te brand? Ons help hierin, vriende, om ons by te staan in ons moedeloosheid, ons twyfel en in ons ongeloof. Kyk ons vandag na Moses. 'n man wat ook kragtige wonders beleef het. 'n man wat God se hand in sy eie lewe beleef het. Maar tog ervaar hy twyfel. Tog is hy moedeloos. Tog is sy geloof ook besig om uit te brand. Kom ons kyk hoe speel hierdie gebeure in Moses se lewe af en kom ons kyk wat doen hy met hierdie moedeloosheid, twyfel en ongeloof. Ons lees vandag saam uit Numeri 11 vanaf vers 10 tot en met vers 17. Moses het die volk oorkla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword en dit was ook verkeerd in Moses se oë. Moses sê toe vir die Here: waarom behandel U my so sleg? Waarom is U my nie goedgesind nie, dat U die verantwoordelikheid van hierdie hele volk op my gelaai het? Het ek dan nie swanger geword en hierdie hele volk in die wêreld gebring, dat U vir my sê, dra hulle aan jou bors, so oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle na die land toe, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Waar sal ek die vleis vandaan haal om aan al hierdie mense te gee, hierdie hele volk, hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet.
Ek sien nie langer kans om die hele volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As U so met my wil maak, kan U my gerus maak in die lewe bring. As U my goedgesind is, hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Die Here het vir Moses gesê, bring vir my 70 van Israel se leiers, mense van wie jy weet dat hulle leiers en amptdraers van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe en laat hulle daar by jou staan. Ek sal dan afkom en daar met jou praat en ek sal van die gees wat op jou is op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Vriende, ons lees dit tot sover. Gelukkig is die by die woord van die Here hoor en daarin glo. 'n Gemeente, wat veroorsaak hierdie moedeloosheid in die hart van Moses? Wat lei tot hierdie neerslagtigheid? Wat veroorsaak hierdie twyfel, selfs ongeloof? Hoekom is dit vir hom beter om te sterf as om verder hierdie verantwoordelikheid te dra wat die Here aan hom gegee het? Eenvoudig gestel, vriende, verander of veroorsaak hierdie absolute teenstand van die volk Israel teenoor Moses en predikasie teenoor God, hierdie moedeloosheid in sy hart. En onthou, dit is ook nie die eerste keer wanneer hulle in opstand teenoor hom kom. Keer op keer draai die volk Israel hulle rug op die Here. Keer op keer verhaal hulle terug na Egipte toe. En dit kom tot 'n hoogtepunt juis in Genesis, daar waar hulle 'n goue kalf bou in die plek van die Here. Moses is op bo die berg Sinai besig om die 10 gebooie te ontvang. En terwyl hy die 10 gebooie ontvang, bou hulle 'n goue kalf. En wanneer dit herhaaldelik met Moses gebeur, bereik hy breekpunt. Dis asof hy sê, tot hier toe en nie verder nie. Ek sien nie meer kans om die las van hierdie volk te dra nie. Dit is eintlik aangrypend, vriende, as mens mooi daaraan dink. Dis vir hierdie volk Israel beter in Egipte, daar waar hulle slawe is, as vrye mense in die woestyn. Hulle is bereid om die kindermoord in Egipte te vergeet, solank hulle net iets het om van te eet. Verbeel net hierdie ondankbaarheid, waarin hulle self skuldig gemaak. Iets wat ons ook natuurlik baie goed ken. Wat vir my persoonlik so aangrypend van hierdie teksgedeelte is hoe Moses reageer. Wat doen hy wanneer hy gekonfronteer word met hierdie twyfel, hierdie ongeloof, hierdie moedeloosheid? Wat doen Moses? Hy plaas al hierdie emosies, al hierdie onsekerheid, al hierdie angs, al hierdie ongeloof, al hierdie twyfel voor die voet van die Here. Hy bid met ander woorde. En dit is 'n aangrypende gebed, want dit is 'n pynlike, eerlike gebed. Hoe baie keer wanneer ons bid, hou ons ons goeie voetjies voor nie. Dit is amper asof ons van die Here wegskraal skuil. Nie Moses nie. Hy kla by die Here. Hy soek by die Here. Hy is selfs kwaad vir God. Hoe kan U hierdie slegte dinge aan my doen? As U goedgesind is met my, sal dit beter wees dat ek sterf. Wie van ons bid so tot God? Wie van ons is bereid om ons hart so vir die Here op die wyse op te stel? Dit is natuurlik nie net 'n gebed nie, maar ook in sy twyfel en in sy ongeloof is hy besig om 'n belydenis te uitbring. Hy sê 'n pragtige ding van die Here. Here, U het my die oppasser gemaak, amper die moeder gemaak van hierdie volk. En per implikasie sê hy aan die Here,
Indien ek wat Moses is, die moeder is van die volk, moet u dan die vader wees. En indien ons die wêreld beskou van antieke tyd in gedagte hou, beteken dit dat Moses sê, u is die beginpunt van hierdie volk. U het hulle lewe gegee. U het hulle in die lewe geroep. U is nie net hulle beginpunt nie, maar ook as vader loop u die pad saam met hulle en is u met hulle tot daar in die toekoms. 'n Gebed aan die een kant, maar ook 'n kragtige belydenis ten opsigte van wie God vir Moses is. Hoe reageer God, vriende, op hierdie gebed? Wat sê God aan Moses nadat hy die woorde geuit het? Weereens, as 'n mens die wêreldbeeld van antieke persone in die Bybel in gedagte hou, het hulle gevrees vir die Here. God was nie 'n vriend of 'n oppasser nie. God was iemand wat neergekyk het en gestraf het daar waar hy gesondig het. En indien Moses 'n gebed uitroep wat van hierdie aard is, kan mens amper indink dat Moses verwag dat die Here kwaai gaan wees, dat die Here hom gaan straf. Maar juis die teenoorgestelde gebeur. God hoor Moses se gebed. God sien sy hartseer, sy onsekerheid, sy twyfel, sy ongeloof. God hoor en sien nie, hy luister ook na Moses en hy betree sy lewe op 'n kragtige wyse. Maar wat vir my so interessant is oor hierdie teksgedeelte, is juist dit. God gee nie vir Moses waarvoor hy vra nie. Moses soek kitsoplossings, maklike antwoorde. Hy bid dat die Here kos of vleis sal gee vir hierdie volk. Is dit wat God vir hom gee? Nee, alles behalwe. En juist hierin is daar ook 'n stuk ironie opgesluit. Onthou, Moses kla oor hierdie volk. Hierdie mense is besig om in opstand te kom teenoor die Here. En dan sê God juist vir hom, hierdie mense waaroor jy so kla, neem van hulle 70 en neem hulle na die tent van ontmoeting. En daar sal ek met julle kom praat, en ek sal van die gees wat op jou neergekom het, ook gee vir hierdie 70. In plaas van kitsoplossings, in plaas van maklike antwoorde, gee God vir Moses 70 mense, wat vir hom as medeverantwoordelik is met hom. Maar nog meer, God gee as ware sy gees aan die volk. Hier is 'n belangrike teenstrydigheid wat ons moet oplet. Onthou, vleis en kos voed slegs vir 'n korte duur. Maar dit wat God vir die volk gee, naamlik sy gees, voed hulle vir ewig. Interessant nie? God gee nie vir Moses wat hy wil hê nie. God gee Moses wat hy nodig het. Dis dit wat ons moet onthou. Baie keer bid ons en ons vra van die Here sekere goed. Ek wil dit of dat hê. Maar ons kom eers agter dat God vir ons eerder gee wat ons nodig het, want hy weet wat vir ons die belangrikste is. Hy weet hoe die toekoms vir jou en my lyk. Vriende, dan om op te som en ons mekaar baie duidelik sê, God hoor, God sien, God luister en God betree Moses se lewe. Aan die begin van sy lewe, aan die begin van sy profeetskap, het hy vir die Here gesê, ek praat nie goed nie, ek kan nie 'n profeet wees nie, en God het Aaron vir hom gegee om te help praat. En hier, later in sy lewe as profeet, gee God weer vir hom mense om by te staan. 70 leiers van die volk. Ons moet vir mekaar sê, vriende, en dit is baie belangrik, dat God baie keer vir ons gee. Nie dit wat ons wil hê nie, maar eerder dit wat ons nodig het. En deur dit alles heen, en daarvan is ek oortuig, deur alles heen wat Moses besef en ervaar het, beweeg hy dan van 'n persoon wat heeltemal neerslagtig is. Iemand wat
twyfel, iemand wat verval in ongeloof, maar iemand wat weer moed het en kans sien vir die lewe. Iemand wat weer begin oorbal in die geloof vir die Here. Dis iets wat deur Moses se eie vermoë, of sy goedheid, of sy wysheid gebeur het. Nee, hierdie transformasie wat in Moses se lewe plaasvind, word bewerkstellig in sy hart deur die ingrepe van God in Moses se lewe. Omdat God Moses se lewe betree, verander sy moedeloosheid in 'n stuk hoop. Omdat God Moses se lewe betree, verander sy twyfel in 'n stuk geloof. Omdat God Moses se lewe betree, sien hy weer kans om as leier van hierdie volk op te tree. Eintlik het Moses al baie ingemeen met Josef. Josef het ook begin in hierdie absolute laagtepunt in die geloof, maar hy eindig in hierdie hoogtepunt. En so sien ons ook dat God vir Moses optel, sodat hy kan groei in die geloof en die rol kan vertolk wat die Here vir hom gee. Vriende, wat vertel die verhaal van Moses vir jou en my? Wat leer ons wanneer ons Numeri 11 vers 10 tot 7 lees? Of 10 of 11 tot 17 lees? Maar die eerste plek geweet het ons mekaar sê, indien iemand soos Moses wat soveel wonderwerke ervaar het en beleef het, kan twyfel, kan moedeloos word, kan ek en jy ook maar twyfel en moedeloos word. Ons mag maar jammer vir ons. Ons mag maar kla en soek by die Here. Ons kan maar vir die Here sê, ek weet nie meer hoe ek vorentoe moet gaan. Neem die verantwoordelikheid van my weg. Wat vir ons belangrik is om te onthou is, dat ons juis in die twyfel, juis in die moedeloosheid, juis in die ongeloof, nie van die Here af moet wegskram nie, ons moet juis die Here in gebed opsoek. Wanneer ons die Here op hierdie wyse opsoek, sal ons ook soos Moses vind, dat die Here hoor en luister, en dat die Here ons lewe betree. Belangrik dan, God bring uitkoms, maar nie altyd soos wat ons verwag nie. God gee nie altyd vir ons wat ons wil hê nie, maar eerder wat ons benodig. Is jy vanoggend bereid om te vertrou in die Here, dat hy weet wat jy nodig het? Is jy bereid om die Here te vertrou en sy lewensplan vir jou? Of hou ons vas aan die beheer wat ons graag wil uitoefen op ons eie lewe? Wanneer ons op hierdie wyse twyfel, wanneer ons hierdie moedeloosheid ervaar, hierdie ongeloof beleef, en wanneer ons dit na die Here neem en ons ervaar die teenwoordigheid van God, ondergaan ons ook so glo dieselfde transformasie wat Moses beleef het. Kan ons ook beweeg van 'n punt van ongeloof en twyfel, maar 'n punt waar ons kan sê, ek glo in die Here. Ek loop op pad saam met God. Hy is my begin, my hede en my toekoms. En ek vertrou in hom in alles. Ervaar ons hierdie transformasie, begin ons ook soos Moses oorbol van die geloof. Gebeur daar iets kosbaars verder. Ewe skielik, vriende, vertrou ons meer en meer in die Here. En verlang ons nie baie, so baie terug na ons eie Egipte, na die vleispotte van die verlede nie. Wanneer ons op die wyse begin oorbol van die geloof, dat die twyfel minder word, is ons net mense wat meer positief is. Mense wat minder kla. Wanneer ons hierdie wonderwerk in ons hart beleef, wat deur die Gees bewerkstellig word, vriende, word ons oë geopen en sien ons die mense in ons midde wat soos Moses moedeloos is. Mense wat twyfel, mense wat nie meer glo nie. Begin ons
besef ons baie duidelik dat elkeen van ons meer verantwoordelik is in hierdie koninkryk van God. Dis nie die een of twee se werk om leiding te gee. Dis nie die een of twee se werk om verantwoordelikheid te neem van God se evangelie, God se koninkryk en God se kerk. Dis ieder en elke lidmaat se taak en verantwoordelikheid om hierdie las te dra. Wanneer hierdie wonderwerk van geloof in ons harte gebeur, wat deur die Gees bewerkstellig word ons ook terselfdertyd meer sensitief vir die woord en die invloed van die Gees in ons harte. Dan volg ons nie meer ons eie koppe soveel, maar luister ons meer en meer na die Gees van God. Mag ons vriende ook soos Moses vandag opstaan en weer met sekerheid gaan. Mag ons ook soos Moses wegbeweeg van 'n stuk twyfel, maar eerder met ons hele hart begin gaan. Mag ons deur die werking van die Gees besef, ons is verantwoordelik vir hierdie kerk, verantwoordelik vir hierdie koninkryk. Ons is verantwoordelik vir ons medegelowiges. Mag die Gees ons hierin bystaan. Amen. Broers en susters, ek gaan vir ons 'n oomblik van stilte gee, soos Claudius vorentoe beweeg, en dan gaan hy vir ons voortgaan met die gebed, geloofsbelijdenis, maar ook as ook die slotsang. Ons wil eers vir 'n oomblik of twee staan. Grote God Almagtige, mag ons ook vandag bid. Mag ons ook, soos hierdie geloofsheld Moses, alles voor U voete plaas. Ons hartseer, ons verlang, ons angs, ons vrees. Ja, mag ons selfs ons twyfel, ons ongeloof vir U gee. Ons weet, Here, vandag dat U luister en U hoor. En U bring ook uitkoms na ons hart. Ja, U het die noodkreet gehoor van die mensdom en Christus vir ons gegee. En net soos ons Christus uit U hand ontvang, kry ons ook dit wat ons die nodigste het. Ons kry liefde en vergifnis en aanvaarding. Terwyl elkeen van ons kan thuis gaan in U huis. Elkeen van ons kan nou genoem word, 'n kind van U. Wanneer hierdie transformasie in ons harte plaasvind, groot God, mag ons harte, ons oë en ons verstand ook oopgaan. Mag ons met U hulp, die wat hartseer is, ons moet raak sien. Mag ons help en bystaan. Mag ons nog meer leer verantwoordelikheid neem vir ons gemeenskap, ons dorp, ons kerk en U koninkryk. Mag ons op hierdie wyse 'n seën wees, 'n gawe wees vir die ganse wêreld. Dit gaan ook met ons in die week wat volg, en daar waar ons weer besig is in die groter wêreld. Mag ons iets van ons geloof, iets van ons kunskap sigbaar maak. Elkeen op ons kruis. Amen. Gemeente vriende, ons gaan ons geloof bely staande, maar ook hardop, en dan direk daarna wil ek vra dat jy sal steeds bly staan vir die uitspreek, of steeds sal bly staan vir ons slotsang, en dan bly staan vir die uitspreek van ons seëngoed. Kom ons bely nou ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het,
sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle